geken het, Here? En hoe weet ek dit, wat eintlik nie hierso is, Here, is om te hoor wat mense oor hom sê, wat hy U geken het en sy lewe vir U gegee het. Here, ek bid ook vir die familie, Here, en vir almal wat hierso is, Here, dat U elkeen van ons styf sal vashou, en dat ons net by U voete kan sit vandag, Here, dat U vir ons troos sal gee deur die woord, en Here, dat U vir ons dan ook op U manier afsluiting sal gee, om vorentoe te kan gaan. En Here, as ons hier is en ons is hartseer, dan is dit ook reg so. Maar Here, kom en lei ons vandag, en gee ons U vrede. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Dankie meneer Johan. Ons nader nou tot die Here en ek wil graag aansluit by die 4 tekste in die verband. Die eerste is die baie bekende Psalm 121 wat aan ons almal goed bekend is, waar die psalmdigter die vraag vra: waar sal my hulp vandaan? En ons weet dat in die situasie waarin die psalmdigter was dat hy by die tempel was, in die stad van God was, en dat hy nou moes terugkeer na sy huis. En dan vra hy die vraag: hoe kan ek veilig by my huis? Hoe kan ek my lewe hervat? Na hierdie wonderlike voorreg wat ek gehad het om die Here te aanbid. En dan word hy waarskynlik deur 'n priester herinner, of deur 'n skrifgeleerde. Maar jy, hoe kom ons van die Here? Die Here wat jy hier aanbid en gedien het in Jerusalem. En dan kan hierdie psalmdigter sy reis hervat, terug na sy huis is, sy lewe gaan leef, want hy weet, die Here is by my, hy help my. Die tweede teks is Psalm 103, wat ons herinner aan ons broosheid, ons swakheid, ons nietigheid as mense. Hier praat die psalmdigter van dat ons maar stof is, dat ons lewensdae soos 'n veldblom is. As die wind nadat die veldblom bloei oor hom waai, is dit nie meer daar nie. Maar dan herinner die psalmdigter vir ons nietigheid en ons swakheid. Die troue liefde van die Here is van altyd af en vir ewig oor hulle wat vir hom ontzag het. En sy geregtigheid geld vir die kinders se kinders, vir hulle wat sy verbond hou, vir hulle wat sy opdragte in gedagte hou om dit uit te voer. Dis 'n troostvolle wete, ons lewe te kan weet in die oortuiging dat die Here getrou is. In die verband skryf Paulus, as hy ook skryf oor die liefde van die Here in Romeine 11, die volgende: die gedeelte skryf hy van die oortuiging waarmee ons maar leef dat ons ingesluit is by die genadeverbond van die Here, dat ons deel is van God se plan in hierdie wêreld, en sê hy dat die wysheid en die kennis van God so oorweldigend groot oor ons lewe is. Dat die Here se oordeele ondeurgrondelik is, sy weë onnaspeurlik is. Dat ons nie die gedagtes van die Here kan ken nie, dat ons nie vir die Here kan raad gee nie, dat ons nie die Here kan vergoed met ons lewe. Maar dat ons maar weet, dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. En dat in alles van ons lewe ons hom kan eer. Die laaste gedeelte waarna ons by die Here nader is in Romeine 8.
die versekering. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaar? In dit alles is ons meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. En hy eindig dan, niks sal ons skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Heer. Kom ons word oomblik stil voor die Heer. Dankie Here dat ons in ons nietigheid, in ons swakheid, in totale afhanklikheid na U toe kan kom. En dat ons met die troostvolle wete kan leef. U is altyd by ons, in alle situasies, in alle omstandighede, ook nou, by gedenkdiens van 'n geliefde André, U kind. Mag ons ook U teenwoordigheid nou ervaar, deur die kragtige werk van U Heilige Gees. En dankie dat ons weet, U hou ons nou vas. In Jesus se naam. Amen. Ons roep nou André se lewe in herinnering. Ons gaan eers kyk na 'n video wat opgestel is van sy lewe met 'n klompie pragtige foto's, klompie ervarings, belewennisse, 'n wonderlike lewe wat hy saam met sy geliefdes gehad. I was sure by now, God, you would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again, I say amen, and it's still raining. And as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this dark, and I will lift my hand, 'cause you are who you are, no matter where I am. And every tear I've cried, you hold in your hand, never left my side, though my heart is torn. I will praise you in this storm. I remember when I stumbled in the wind, you heard my cry, you raised me up again. My strength is almost gone, how can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this dark, and I will lift my hand, 'cause you are who you are, no matter where I am. And every tear I've cried, you hold in your hands, you've never left my side. And though my heart is torn,
from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I'll praise you in this dark, and I will lift my hands, 'cause you are who you are. No matter where I am, and every tear I cry, you hold in your hands. You've never left my side, though my heart is torn. I will praise you in this storm, yeah. And though my heart gets torn, I will praise you in this storm. I will praise you in this storm. Praise you in the storm. I will praise you in the storm. I saw the sun begin to dim and felt that winter wind blow cold. A man learns who's there for him when the glitter fades and the walls won't hold. 'Cause from then rubble, what remains can only be what's true. If all was lost, it's more I've gained, 'cause it led me back to you. From now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, what's waited till tomorrow starts tonight. Tonight, and let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, from now on. Drank champagne with kings and queens, the politicians praised my name. But those are someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their cheers at the crazy speed of always needing more. But when I stop and see Ons luister nou na onbehelderlijke van die familie. Ek lees dit graag namens julle. Van Carla. As ek aan pa dink ek aan die gesegde, 'n boer maak 'n plan. Want pa het altyd 'n plan vir alles gehad. Pa was 'n boer in Murgedeen
Pa se liefde vir die plaas en die natuur was uitstekend. Pa was haar werkende en plusgetroue mens. As pa daai hoogmoed was, kon niks pa stuit nie. Pa was soms so diep in vervoering met pa se werk dat hy menigte male Clara genoem is. Maar as daar werk was wat gedoen word, was pa nie bang om pa se hande vuil te maak nie. En pa het met deursettend vermoë en passie dit gedoen. Pa het vir ma die hande gedra en julle was so 'n goeie voorbeeld vir ons kinders van 'n goeie huwelik. Dankie vir die wonderlike man wat pa vir my en die aan Susan groot gemaak het. Ons sal mooi na hulle kyk. Dankie dat pa my en Spotperle aanvaar het destyds, al het hulle net die skape se kos opgevoed. Pa was altyd bereid om te help met probleme en het reggestaan met goeie raad. Pa was so 'n goeie oupa vir die kleinkinders, van boeke omruil, huilende babas troos, tot video-opnames maak van stories wat oupa vir hulle gelees het tydens lockdown. Pa het hart vir die minderbevoorregtes gehad en diep spore in die gemeenskap getrap. By die skole, boerevereniging, by die kerk en by Disa. Ons eer pa vir dit. Om plaas te gaan vir die varslig sal nooit deur dieselfde wees sonder pa. Pa was die anker van ons familie. Ons harte is stikkend, maar ons weet pa het 'n mooi pad met die Here gestap en ons weet dit was God se wil dat pa huis toe moet gaan. Ons sal die goeie tye koester en onthou en pa sal altyd voortleef in ons harte en gedagtes. As ons verlang, sal ons pa gaan soek in die goue graanlande, waar die son oor die ruil sak, waar die merino-lammers skemer al jaar, waar die oes ingesamel word, of daar waar 'n koor uit volle bors sing. En ons sal weet dat pa neerkyk op ons met 'n glimlag en 'n trotse hart. Pa se plek is leeg. Ons harte is seer. Maar die mooi herinneringe sal ons altyd bybly en ons is dankbaar vir die tyd wat pa vir ons geleen was. Geniet die hemel, die rus en vrede, tot ons mekaar eendag weer sien, al ons liefde kan. Van Bertus, wilde blyk aan my pa. My pa was alles en meer wat 'n pa kan wees vir sy seuns. As ek iets nodig gehad het, of 'n plan moes maak, het pa altyd tyd gemaak en reg gestaan om te help. Die liefde wat pa vir ons gegee het, en wat pa ons geleer het, sal ek nooit vergeet nie. En ek sal dit so oordra aan my kinders. Daar is so baie wat ek nog saam met pa wil doen, maar dit was die Here se wil, dat pa so vroeg van ons weggeneem is. Ons gaan pa vreeslik mis. Liefde Bertus. Driekus en Susan se hulde blyk. Die grootste geskenk wat enige pa vir sy kinders kan gee, is om regtig lief te wees vir hulle ma. Om 'n voorbeeld te wees van hoe om 'n goeie man en pa te wees, leer kinders alles weer te sien, hoe hulle pa hulle ma lief. En pa was so ongelooflik lief vir ma. Dit was vir ons altyd baie spesiaal, hoe julle altyd alles saam gedoen het. Hoe pa, ma en elke besluit geken het, alles gedeel het, en haar altyd met die grootste liefde en respek hanteer het. Ons is so dankbaar vir die mooi voorbeeld van ware liefde en spanwerk. Dit is die beste fondasie vir ons eie huwelik. Pa was altyd besig met 'n projek. Het nooit vir 'n oomblik lede gewees. 'n ware nutsman wat alles kon regmaak. Ons huis getuig van pa se handigheid. Soos hulle sê, moet maak altyd 'n plan. Dit is so waar. Pa was altyd die eerste persoon wie ek gebel het wanneer ek hulp, raad of advies nodig gehad. Pa het altyd met pa se pad uitgegaan om ons te help.
Pa se liefde vir die natuur, plaas en diere is iets wat ons in gemeen gaan. Pa was ons so lief vir in die veld draai, is ons. Ek is so dankbaar dat ek die liefde met Pa deel, en dat ek en Susan saam daardie liefde kan uitleef. Nia se reaksie elke keer as Pa met die skuifweer instap het, is 'n getuigskrif van al Pa se liefde en aandag aan hom vir wie ons so lief is. Pa was altyd aktief, Pa het later die tennisbaan vir die golfbaan verruil en nooit 'n geleentheid gemis om rond die golf te speel. Altyd besig om te stap of fiets te ry, mag ons ook altyd so baie aktief in die natuur tyd spandeer. Ek het bevoorreg om Pa se liefde vir tennis te kan deel. Ons tye op die tennisbaan sal altyd van my mooiste herinneringe wees. Ek sal altyd aan Pa dink elke keer as ek 'n paar balle gaan slaan. Ons liefde vir syfers en boekhou het gesorg dat ons altyd so baie gehad het om oor te gesels. Ons is so dankbaar dat ons albei dit met Pa kon deel. Pa het altyd soveel vertroue in my vermoë gehad. Pa se liefde vir die Here was so 'n mooi voorbeeld vir ons. Pa se saak met die Here was altyd reg. Ons kan berusting vind in die wete dat Pa nou in die hemel is en in die engelkoor sit. Met alles wat ek aangepak het, kon ek altyd op Pa se liefde en ondersteuning staan. Dankie dat Pa so lief was vir Tikus en hom altyd ondersteun en veilig laat voel. Hierdie liefde gee hom vlerke en stel hom in staat om sy drome uit te leef. Pa se mooi eienskappe sal vir altyd voortleef in Pa se kinders. Pa sal altyd in ons gedagtes en harte wees. Rustig. Ons mis Pa op klaar. Tot ons mekaar weer sien. Rikus en Susan. En Johan en Handia sal blyk. Pa se woorde was min wanneer daar oor gevoelens gepraat was. Maar Pa het altyd Pa se liefde vir ons gewys deur daad. Pa het die voorbeeld gestel in alles wat Pa gedoen het, in daad. En nie net in woord. Hardwerking, innovering, beplanning. Die lys is eindeloos. Ons sal nooit Pa se liefde vir skape en die natuur vergeet. Pa was naby aan die Here en was onomwonde barmhartig. Pa was Jesus se hande en voete op aarde. Ons gaan Pa se goeie raad en wysheid geweldig mis. Die seer in ons harte is bitter groot. Maar ons weet, Pa is veilig in Jesus se arms, sonder pyn, vry. Ons sal maar mooi oppas. Al ons liefde. Johan, Handia en Sue. En dan Marina se huwelijk aanhandeling. Vir 42 jaar was jy my alles. My elke dag se bestaan. Die spul waarom my lewe gedraai het. Ons twee se lewens was op elke gebied so verstrengel in mekaar, dat ek vir altyd stukkend sal wees, sonder my helfte. Vir wie sal ek nou soggens vra, wil jy koffie en 'n beskuitjie hê? Het jy vandag weer geslaap? Of, wat doen ons vandag? Wie gaan nou saam met my ry en pakkos eet en koffie drink? Wie gaan nou my nutsman en plannemaker wees, wat altyd dadelik aan die werk gespring het om klaar te kry? Ek weet, hoe graag jy weer na 2 maande in die hospitaal met jou kinders en kleinkinders sou wil vashou. Ons wil jou nog so bitter graag versorg, lief hê, bederf, kuier en skaaptoppies draai. Maar ek weet, jy was 'n diep gelowige wat jou Christendom en besondere menslikheid en liefde op so baie gebiede uitgeleef het. Alles ons harte stukkend,
moet ons glo en berus dat jou voortydige afsterwe op 66 jaar vir ons hopeloos te vroeg was, maar dat dit God se wil was. Ons sal nou verder leef in die goeie herinneringe en jou wonderlike daggedagtenis met liefde en respek deur. Handelie, rus nou sag op die pyn. Ons sal jou vir altyd lief hê. Marina, seuns, dogters en kleinkinders. Ek sal ook die geleentheid nou wil gebruik om namens Andrie te getuig. As broer in Christus Jesus, as vriend in Christus Jesus. In sielsgoed van die beeld, 30 Januarie vanjaar, skryf Dr. Stefan Joubert oor die belangrikheid om elke dag vir God te leef. En hy skryf na aanleiding van wat op iemand se grafsteen geskryf staan. Hier lê 'n dreigement. Hy wou nog iets vir die Here doen, maar hy is voortydig gedood. Stefan Joubert se kommentaar hierop is kort en kragtig. As ek nie vandag goed doen vir ander in God se naam, loop ek vir 'n volle 24 uur my lewensdoel mis, om nie te praat van almal wat God verwag op my pad geplaas het. Handelie het nie sy lewensdoel gemis nie. Sy lewe is getuienis dat hy dit wat Jesus Christus van ons almal vra, in sy lewe uitgeleef het. Dink maar aan Matteus 23 vers 23, die gewigtigste van die wet, naamlik die reg en die barmhartigheid en die trou. Dit het Handelie geleef. Dink aan Matteus 25 vers 35-40, die hele gedeelte. In Handelie se lewe was daar altyd plek vir die een wat honger is, een wat dors is, die vreemdeling, die sonder klere, die sieke, die gevangene. En hulle het aan Jesus Christus herken en teenoor hulle opgetree, soos Jesus gevra en die voorbeeld gestel. Handelie se betrokkenheid in leiding en diens by die diensgroep van barmhartigheid van die Riviersonne uitgedeel. En veral jare by die diakonale dienste waarvan ek eers geweet het. En later die einde van die diakonale dienste se tyd saam met hom, veral dan by Marisa. Is 'n bevestiging van dat hy vandag, elke dag, sy lewensdoel geleef het. Handelie was 'n omgeemens. In hom het ek Christus se gesindheid raak gesien, naamlik om tot die uiterste te gee, op te offer. Die waardes van die seisoen van menswaardigheid, naamlik respek en luister en omarming en liefde. As waardes wat ek nie nodig gehad het om van hom te leer. Ek kon dit in myself leer en ondervind. En die evangelie goed verstaan. Ons weet dat, ons het ook gehoor in die hulpblijkheid dat hy openlik in ons gemeente en gemeenskap sy geloof in Christus, sy geloof in God uitgeleef deur sy lewe kon mense vir God raak sien. Waar hy geroep was om te dien,
verkies is om te dien, nadat hy getrou gedien, as diaken, as ouderling, as kategees. Op CRK se direksie, op landbouverenigings, ook as 'n vriend van Konenie vir Christus. Ons neem van hom afskeid vanoggend as 'n kind van die Here. 'n Kind met wie God sy genadeverbond gesluit het die dag toe hy gedoop is. In wie God sy beloftes vervul en waargemaak het. Ons neem van hom afskeid en ons weet dat hy dankbaar, opreg gelowig uit al hierdie beloftes van God sy lewe geleef het. Uit die diep, troostvolle versekeringe wat aan hom gegee is, toe hy gedoop is. Elke dag was 'n vandag in sy lewe, om goed te doen, om seëninge waarmee die Here hom geseën het, ook aan ander uit te deel. Elke dag was die Here se dag om sy lewensdoel uit te leef. Ons dank die Here vir die gawe van sy lewe. As eggenoot, vader, ouma, broer, neef, as familielid, as vriend, as gelowige, as dienaar van die Here. Hy het ons lewe verryk. Ons dank die Here, die Vader, Seun en Gees, vir sy genadewerk in Henry se lewe. En dat op so 'n manier op elkeen van ons geraak het. Ek wil ook die geleentheid gebruik om namens die bestuur van Medisa en die personeel van Medisa, waarvan Henry tans die voorsitter was, ons meegevoel aan julle te betrek. Die personeel sou met 'n graag hier gewees het. Ons gaan die opname van die diens sal ons by 'n geleentheid vir 'n nag speel. Dat hulle ook so van Henry kan afskeid neem. Ons kyk goed na daai foto van die koor. Dit was nog baie van ons nog, die meeste van ons was nog jong geweest. Dit was 'n voorreg om saam met Henry te kon oorsing. Al die jare was ek 'n troue koorlid. 'n Groot hoogtepunt in ons lewe as koorlede was 2 jaar terug, of was dit nou 3 jaar terug. Dis tyd om te sing die bijeenkoms in Kaapstad wat ons gehad het. Saam met die Kaapstadse Sinfonie, nie die Sinfonieorkes nie, die ene Philharmoniese Orkes. En die lied wat ons onder andere op die aand daar gesing het is Majesteit. Op die foto is 5 van ons koorlede, Henry jou aan my linkerkant, so ek hier staan, die voor, agter is Cassie is ook daar voor my, en dan heel agter was Leonard en Oosie. En baie van julle lewe is ook verryk deur series wat ander julle gegee het. Ook van daardie aand se dinge. En ons as koor het in 2012 ook Majesteit gesing, 'n verwerking van Majesteit. Ons gaan nou daarna luister. En ons dra dan op hierdie lied aan Henry op. Net op die woorde, die gedenkblaadjie wat vir julle aangebring is, daai woorde, weet ons, was waar in Henry se lewe. I'll
soos julle in julle hulpbeleid gesê het, is dit waarmee Andrie tans besig is. Die Here hoor te sing en God die Vader, Seun en Gees te prys. Ek lees vir ons voor uit Psalm 62. Vir die musiekleier op die doen, Psalm van Dawid. Net by God vind ek rus, van hom kom my verlossing. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal beslis nie wankel nie. Hoe lank nog gaan julle 'n man bly aanval, verloor julle almal hom, asof hy 'n muur is wat oorhel, 'n tuinmuur wat omgestoot word? Julle beplan om as mense, op 'n skaal weeg hulle byna niks. Saam is hulle ligter as 'n asemteug. Moet op afpersing die staat maak, of blinder julle ydelle hoop nie vestig nie. Rykdom as dit toeneem, moet julle hart nie daarop sit nie. Een saak het God bevestig, 2 wat ek gehoor het. Krag is met God. By u my Heer is daar troue liefde, want u self beloon 'n mens volgens sy naam. Vers 9 sluit veral aan by die eerste klompie verse 1 tot 8. Oproep van die psalmdigter vanuit sy persoonlike ervaring en belewennisse, vanuit sy eie geloof, die pad wat hy saam met die Here loop. Vertroude alle tye op hom of God. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. Liewe familie, vriende, in ons gesprek voor Andrie se groot operasie, praat ons oor die opsies weer. Een met die minste risiko, naamlik om sy been te laat afsit. Tweede opsie, om maar met die kanker in sy lyf voort te leef en te kyk waar dit gaan eindig. Derdens, oor die risiko van die groot operasie waarvoor Andrie toe gekies het. 'n Keuse wat hy gemaak het om voluit te kan bly leef. 'n Keuse in vertroue in God. Om te waag met God in die wete dat die Here hom deur hierdie operasie gaan help. Soos ook met ander operasies wat hy reeds ondergaan. Ons praat oor die vorige operasie, ons praat oor die behandeling van die kanker, waardeur hy is. Ja, ons praat oor die onbekende, die moontlikheid dat hy dit nie gaan maak. En ons praat openhartig oor die dood. Andrie sê, hy is gereed om te gaan. Hy sê hierdie merkwaardige ding vir my, dat deur alles van die afgelope jare, waardeur hy weer is, was God besig om hom voor te berei vir hierdie keuse wat hy moet maak, om te bly leef. Ons praat ook oor ander dinge. Ons praat oor Padisa, wat ook nou aan die hart lê, wat oor ons gemeente, vir wie hy by was. Ons praat oor jou, Marina, oor julle as kinders, oor die kleinkinders, en hy vertel van sy liefde vir julle. Ons praat ook oor sy testament. En hy noem dat alles menslik gesproke in plek is, in geval hy die operasie nie sou oorleef. Toe is die tyd verby. Hy het Marina moet regmaak, om te red. Ek het as sy vriend
hier sonder hen, saam met hom en Marina gebid. Dit sou die laaste keer wees wat ek hom gesien het. COVID-19 het meegebring dat hy nie verder besoeke kon ontvang het. Ek het beplan om weer by te kom, maar ek kon dit nie. Na die operasie, toe hy beter gevoel het ons egter met WhatsApp kontak met mekaar gehad, deur te bel en deur boodskappe te stuur. Uit die gesprekke en boodskappe kon ek aflei, en dit is ook so deur Marina en Johan bevestig aan my dat Andrie swaarder gekry het. Daar was nie een teenslag aan die ander. Een krisis is afgeweer, dan begin die volgende. In sy stem hoor ek dat hy soms baie moedeloos is, dat hy deur diepe beproeving gegaan het, daar in die hospitaalbed. Net as hy hoop het, dink hy gaan ontslaan word, dan is daar weer 'n probleem, en hy moet nog 'n paar dae bly. Ons almal praat om moed in. Ons bid vir hom, ons gee raad. En dan gaan dit weer 'n bietjie beter, of althans so dink ons. Want Andrie steek sy gemoedstoestand baie goed weg van ons. Op 24 Januarie stuur ek vir hom, na aanleiding van die leesrooster teks, Psalm 62 vers 5, weer 'n paar gedagtes. Hy bel my toe en ons praat oor die psalm. Ons praat oor wat die psalmdigter sê, die storm wat soms in 'n mens se lewe kom. Ons praat oor die feit dat ons as gelowiges weet dat in die storm, in die hart van die storm, God self teenwoordig. En dat ons dit mag weet, dit mag glo, en daarin mag vashou, wanneer die storm in ons lewe moet. Ons praat oor wat Walter Brueggemann die Ou Testamentus noem die disoriëntasie wat die storm meebring, veroorsaak. Voor die storm in sy eie lewe hom getref het, was die psalmdigter rustig. Sy lewe was georiënteer, alles was in plek gewees. Maar dan oorval die storm hom en skielik is daar onrus in sy hart. Sy lewe is gedisoriënteer, niks is meer dieselfde nie, niks is in plek nie. Ek en Andrie praat oor hierdie disoriëntasie. Ons praat oor die moeisame herstel, oor die operasie, oor die hoop, maar dan ook die wanhoop. Om te glo, maar dan ook om te twyfel. Om geduldig te wees, maar ook ongeduldig daarna. Oor wat het beteken om jouself heeltemal oor te gee aan ander mense en totaal afhanklik te wees van hulle versorging, dat jy niks vir jouself kan doen, jy moet maar net vertrou dat hulle die beste doen. Ons praat oor waar is God dan? Hoe is God nou aan die werk? In hierdie storm van sy lewe. Ek herinner van Andrie na, ek sê Andrie, onthou. Ons beleef het nie altyd nie, ons sien dit nie altyd nie. Het is moeilik vir ons om dit te glo. Maar God is in die storm. Die veiligste plek is juist binne die storm self, daar waar God is. Daar waar ons lewe veilig. Dit wat die psalmdigter sê, ons skuilplek in ons lewe is by God alleen. By hom alleen vind ons rus. Ja,
kerkvader, Augustinus het ons gesê, my siel bly onrustig in my, totdat dit rus vind in God. Praat oor die rus. En ek moet probeer van ander bemoedig en sê vir onthou die heroriëntasiefase leef voor. Wanneer jy deur die storm is, en wanneer jy jou lewe meer gaan ervaar. Alles om my kan maar nag wees. Miskien ons nou een brief met storme, brief en woede, alles op my heen is nag. Dit kan maar nag met ons wees. Maar God is by ons. En ons moet net wag. En dan vers 9. Handeling, vertrou na alle tye op die Here. Stort jou hart voor die Here en praat met die Here. Let op die belofte. God is vir jou beskikbaar. Liewe familie, vriende, Andries se storm is verby. Hy is nie deur die storm. Maar ons weet, hy was nie alleen in die storm. Al het dit vir hom en vir julle en ons allemaal so goed. Hy was nie aan homself oorgelaat. Die Here was die hele tyd by hom. Dit is ons troos, waarmee ons lewe kan leef. Al maak 'n geliefde dit nie na die trauma van 'n groot operasie en die moeisame herstel. Al gebeur wat ook. Ons geliefdes, ons gelowige kinders van die Here is nie alleen. Handeling het in geloof gewaag, vertrou. Dit was nie skoor om hierdie storm te oorleef. Nou is hy thuis by sy ewige skuilplek, sy ewige tuiste, die ewige lewe, waarin hy reeds deel gehad het. Julle storm het egter groot geword. Julle was saam in Handeling. Nou wie het in julle lewe. Onthou, bly glo, hoop, vertrou, dat julle nie alleen is, dat die Here by julle is. Vertrou hom om julle te help en te lei in die dae, weke, maande, jare wat voor lê. Neem die vrymoedigheid en dit wat julle kwel, julle belas, julle hartseer, julle verlies. En God met te praat. Want hy is ons enigste skuilplek. Die Vader, Seun en die Gees. Immanuel is sy naam. God met ons. Wat vir ons die rus gee, wat ons op rus bring. Wat ons deur die storm lei, na kalmte en vrede. Amen. As jy net nou die broodjie eet, wat vir julle voorberei is, wat julle gaan saamneem, dink aan die brood, die lewende brood wat gebreek is. Die liggaam van Jesus Christus. Dink aan die trauma waardeur hy gegaan het. Om die trauma van ons dood, ons pyn, ons lijden, ons swakheid van ons weg te neem. Steek gerus julle vingers in die wonde
van die een wat sy lewe vir ons gegee het. En leef met die oorwinning wat hy gebring het. Ek gee 'n geleentheid vir Dominee Johan om voor te gaan in gebed. Daarna sal hy 'n klompie bedankings doen. Ons bid net saam. Here, dankie net vir die lewende brood, net die woord uit. Here, dankie net vir die troos vandag. Vir ons, die kinders. Here, ons weet, dit is hartseer. Maar ons is ook aan die ander kant vol troos. Soos door Jakobus gesê het in die woord uit, Here, dankie dat U Immanuel is. God by ons, met ons. Here, ek gebid het voor ook. Help vir ons om net te kan wees by mekaar en by U. En mag dit, wat handery vir almal beteken het, voortleef in ons almal se lewens. Here, ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Ek moet namens die familie net 'n paar bedankings doen. Eerste, Dominee Kobus Pretorius, baie dankie vir al die ondersteuning en moeite, ook die lei van vanoggend se erediens. En nie net as 'n dominee nie, maar ook as 'n goeie vriend van pa en die familie. En ook vir Dominee Johan Rosman vir sy ondersteuning. Erik Lennert, baie dankie vir julle ook vir julle goeie diens namens die familie. En Frederik Eksteen en DC Fourie, baie dankie ook vir julle spoedige hulp aan die ondersteuning van die familie. En die hele Soutkelwyk, baie dankie vir julle hulp en aanbied, en enigiets wat hulle gehelp het, vir kos en die kos wat gemaak is. Die familie sê baie dankie. En al die vriende en kennisse wat ook vandag hierso is, die boodskappe, die SMS'e, die gebede, kos en blomme wat gestuur is, en dan Marita Robertson, spesiaal dankie ook aan jou vir die blomme wat hier so voor is, wat baie mooi lyk. Dit word regtig opgewaardeer deur die familie. En dit is al die bedankings wat ek op my lys het. Dit was die gebruik in ons gemeente, dat die koor, die 563, sing, wanneer ek koor het, dit sterwe op. Nou, dit is nie moontlik in twee redes, ons koor het op my minder geword, oor die moment. Maar ons mag ook nie sing, as gevolg van die protokol. Ons gaan echter nou na die lied luister, die 563, dis in die programmetjie, julle kan die nummer nie navolg, en ontvang dit as sangkoor van die Rivierskoor en hierdie lied nou sing, vir julle as familie. Oh
afgetree met die seën van Numeri 6. Ek lees dit vir julle. Van vers 24. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Mag ons so die naam van die Here op mekaar lê, dat hy ons lewe so sal aanraak, dat ons lewe tot seën van mekaar sal. Amen. Ja, dat was een lieve klein balkjes. Huh?